Hi almal, dis Kobus van Koevoet Ministries. Nou vandag wil ek met julle kom gesels oor 'n baie omstrede onderwerp. En veral as dit nou nog kom van iemand wat in die bediening is. En dit gaan oor finansies, dit gaan oor geld. Dis iets wat ons almal nodig het om van te lewe. Jy weet, in hierdie tyd wat God my kon vrymaak het, daardie tydperk van die 27ste Desember 2021, is dit 'n tyd waar die mense die meeste ooit van my gesteel het. Mense wat ek vertrou het, wat my in die grond in vertrap het. En terwyl al hierdie goed gebeur het, toe kom Jesus en hy kom maak my vry. En ek kon nie toelaat dat hierdie wat die mense my aangedoen het in my hart kom sit nie. Ek kon nie my hart toelaat vir bitterheid en onvergifnis nie. Want dit wat God my gegee het, dit wat ek ervaar het, was vir my net eenvoudig te kosbaar. Maar ek wil hierdie getuienis met julle deel. Op 'n stadium het ek ekstra werk begin doen en ekstra omheinings begin doen, omdat die masjiene op die myne en met al hierdie mense wat nie betaal het nie, my begin onderkry het, finansiëel. En op 'n stadium is ek heeltemal in my overdraft en my debietorders op, en die private banker bel my. En hy sê vir my, hy wil my die Dinsdag sien. Ja, ek weet toe nou waaroor dit gaan. En ek het ingestem om te gaan ook. Maar ook op daardie Dinsdag bel iemand my, wat vir my sê, hy het een van my pamflette gekry waar ek op geadverteer het. En ek moet kom vir 'n kwotasie. Ek kon nie glo dat hierdie pamflette nog beskikbaar was waar ek het uitgedeel het, want dit was omtrent meer as 'n jaar later. Nou, ek weet mos hoe dit werk, die mense smy daai goed baie vinnig weg, hierdie flyers. En wragtig is iemand wat my bel en vir my vra vir 'n kwotasie. Ek gaan na hierdie private banker toe en hy sê vir my, hulle gaan al my goed toemaak en die goed terugvat, wat dit ook al is. En ek sê vir hom, do you know that this whole situation can change in 24 hours? En hy kyk my so en hy skud sy kop, hy sê, how? Ek sê vir hom, because of Jesus. Hierdie ou moes seker gedink het ek is mal. Dit dae gelaat, daardie Woensdag, dit was nou die Dinsdag, die Woensdag sit ek by die huis, as ek nou reg onthou het ek nog al onder die bome gesit, en die Heilige Gees gee my 'n woord en sê vir my, loop 7 keer rondom jou huis en bid in tale. En dadelik het dit my laat dink aan toe Joshua 7 keer rondom die mure van Jericho gestap het, geloop het. En ek het gaan staan daar waar die deur is om my ou kroeg, waar my kroeg was, sien meer my kroeg nie. En ek begin omstap. Dan kom ek aan die ander kant, dan is daar 'n muur, dan spring ek oor die muur, die wat deel van die erf is, dan gaan ek weer om, weer tot voor by die deur by die kroeg. Ek het dit 7 keer gedoen en in tale gebid. En gewonder, jene, wat gaan gebeur? Hoekom het God my hierdie woord gegee? Daardie donderdag is ek toe na die kliënt toe om die kwotasie te doen vir die omheining wat hulle graag wou hê. Dadelik teruggekom by die huis, op kantoor, die kwotasie deurgestuur, en die kliënt sê toe vir my, ja, maar die heining soek hulle hoor. En ek sê nogal toe vir my vrou, joh, dit raak nou baie geld. Ek weet nie of hulle dit gaan aanvaar nie. Weet, ons ou is maar mens. En ek stuur dit deur en vergeet half daarvan. Daai volgende oggend, die Vrydag, toe kom die deposito in van daardie werk. En daar is ek meer as 'n 3/4. Ek wil amper sê 'n 3/4 uit my overdraft uit. Hier kom God en hy kom draai my hele situasie om. In 'n oogwink. Nie omdat ek enige iets belangrik is nie, maar omdat God my uitroep gehoor het. Omdat ek gehoorsaam was. Is ek belangrik glad nie.
Alle eer kom toe aan Jesus Christus. Maar die profetiese aksie, wat God vir my gesê het om te doen, het ek gaan uitvoer. Hoeveel keer praat God nie met jou en sê vir jou om iets te doen, en dan doen jy dit dalk nie. Finansies bly altyd 'n baie omstrede onderwerp. Maar glo vir my, dat God het gekom volgens die skrif van Johannes 10 vers 10, om vir ons te gee in oorvloed. Dis net die Satan wat kom steel en kom slag en verwoes. Die woord sê vir ons in Filippense 4 vers 19 dat God sal aan elke behoefte van ons voorsien uit sy rykdomme van die hemele. God het my begin leer en ek gaan nou nie vandag baie meer oor dit sê nie. Ek sal gaan nog video's maak rondom finansies. Maar hierdie is een van die getuienisse waar God vir my kom wys het, dat as ek gehoorsaam is, sal hy my hele situasie in 24 uur of bietjie langer omkeer in iets positiefs. Daai dag het ek net gespreek, ek het lewe gespreek toe ek met daardie private banker gesit het en gesê, this whole situation can turn around in 24 hours. Dit was die Dinsdag. Woensdag, Donderdag, Vrydag. 3 dae. Toe verander alles. Dis hoe getrou ons God is. Mense, ek wil net graag hierdie met jou gedeel het, baie seën vir jou en baie sterkte.